Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die geeste wat voor sy troon is. Jesus getuie, die eersgeborene uit die dood en die oor die konings van die aarde. Amen. Sing broer en suster 30. Jy kan net vir my die woorde wys. Weelde en ongeluk, en ek sing vir ons voor. Kom ons staan. Altyd sal ek die Here prys, altyd om my lof laat reis, en voorspoed sal die Here skenk, tot roem kragtig aangespoor. Dagmoedige sal dit voor, en aantree op my wenk. Kom maar die Here groot, laat ons sy name lofsang by. Sê naby, die helper in die nood, ek het in my gebed, my een antwoord op my nood geskry, uit al my vrees gered. Bely ons geloof aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag uit die dood uit opgestaan het, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sonde, God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige ding maak wat in die hemel daarbo op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Ekskuus, is 'n herhaling. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou.
die see en alles daarin is. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slaafin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing saam Psalm 25 vers 2 en 3 en ek sing weer vir ons voor. Leer my, Here, regte weë, wys die regte pad my aan, maak my hart daartoe genee, om met lus daarop te gaan, wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer, U is ek altyd te wagte, dink aan my in mededoe, as ek bidend voor U pleit, milde hande vriendelik oë, is by U van ewigheid, wil nie aan die sondes meer, van 'n ydle jonkheidslewe, wil tog om U goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. Kom ons bid saam, broer en suster. Vader, wat in die hemel is, hierdie klompie mense op Heilbron aanbid U in al U goddelike, kragtige heerlikheid. Daar is werklik niemand in die ganse heelal soos U nie. U is onvergelykbaar. U is onskatbaar, U is ewig. En bo alles vir ons doeleindes om te weet en te verstaan is U goed. En soos wat ons in swak menslike woorde bely, U is vir ons die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Ons weet dit, kan self daarvan getuig, ons het dit die week beleef. U sorg vir ons, U dra ons, U het na ons gekyk, U het ons beskerm. U doen dit nie net vir ons nie, maar ook vir U geliefdes. Ons kyk met groot verwagtinge uit na die nuwe plantseisoen wat vir ons voorlê en ons bid Here dat in hierdie tyd wat vir ons ook die reëntyd normaalweg is, volgens die seisoene wat U bepaal het en wat U vasgelê het, bid ons Here in lyn met dit wat U ook beloof het na die groot sondvloed, dat U tog vir ons reën op die tyd sal gee wat U wil, sodat ons verantwoordelikheid kan nakom en ons werk kan doen wat U aan ons opgedra het as 'n plattelandse landbougemeenskap. Ons is baie dankbaar, Here, dat U vir ons sorg, en nie net vir ons nie, maar deur ons ook sorg vir baie ander mense in Suid-Afrika. Ons bid, Here, dat ons nie selfsugtig sal wees nie, maar dat ons werklik mooi sal werk met die akker, met die wêreld wat U vir ons gegee het, dat ons nie sal breek en verniel terwille net van winste nie. Ons bid ook, Here, dat U in die besonder sal wees met die owerheid wat U oor ons gestel het. Ons behoort baie meer te bid vir die owerheid wat U vir ons gegee het.
Soms is ons gefrustreerd en moedeloos, maar ons weet dat U het vir ons 'n opdrag gegee, en dit is dat ons moet bid vir almal wat in 'n posisie van mag is. En ons bid, Here, dat daar ook inkeer sal kom en 'n besef dat hier wette gemaak moet word wat gehou moet word. En dat daar werklik ook 'n verandering kan kom in Suid-Afrika, en ons het al groot dinge gesien gebeur in Suid-Afrika, en daarvoor kan ons ook vir U baie dankie sê. Ons bid vir die bediening van die woord, dat die woord tot ons elkeen sal spreek. Ons bid vir al die mense wat siek is in ons gemeente, wat geopereer is. Ons bid dat U aan hulle kragte sal teruggee. Baie dankie, Here, dat U ons ook troos na die dood van 'n geliefde. Ja, Here, werk kragtig in ons harte, dat ons die evangelie sal glo, en dat ons self daarna sal uitsien na die tyd wat vir ons aanbreek, om ook by U te kan wees, in ewige heerlikheid, net soos wat die apostel Paulus vir Titus geskryf het in die heel eerste woorde van sy brief aan Titus. Ons bid, Here, dat ons nie die dwaalings van hierdie wêreld sal glo nie, maar sal vashou aan die waarheid van U woord. En ons vra dit van U in U Seun se naam, die naam van die enigste verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ek lees vir ons uit die woord van die Here. Heel eerste Johannes hoofstuk 8, ek gebruik die 53 Afrikaanse vertaling vir beide, Johannes 8 vers 31, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle antwoord hom, ons is slag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van die sonde is. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En dan Jakobus hoofstuk 3 vers 1 tot 12. Jakobus praat oor die verband tussen die tong en die hand. Dit is so maklik soos dit, kinders. Jakobus gaan oor die tong en die hand. En dan in Jakobus 3 skryf hy oor die beheersing van die tong. Nie baie liefmeesters wees nie, my broers, omdat jy weet dat ons groter oordeel sal ondergaan. Want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man, in staat om die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur hewige winde voortgedryf word hulle gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so neem die tong onder ons lede. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Want elke soort natuur van wilde diere en voëls en kruipende sowel as seediere word getem en is getem deur die menslike natuur. Maar die tong kan geen mens tem nie. Dit is 'n onbedwingbare kwaad, vol dodelike gif. Daarmee loof ons God en die Vader, en daarmee vervloek ons die mense wat na die gelykenis van God gemaak is. Uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water opborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog olywe voortbring
of 'n wingerdstokvye nie. So kan geen fontein brak en vars water voortbring. Sondag 43 is die Heidelbergse Katekismus, ons belydenis, se verklaring van die wet van die Here, jy mag nie valse getuienis spreek nie. En dan, wat eis die 9de gebod? Dis ons almal se belydenis wat hier sit, broer en suster. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadspreker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In regsaake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Ja, dis nie waar ek gaan begin nie, ek gaan begin by die groot hervorming. Het u onthou? Dis hervormingsdag. Dag waar die kerke tradisioneel die gebeure in gedagtenis onthou, toe Martin Luther sy stellings teen die kerkdeur van Wittenberg gaan vasspyker het, en die groot breek met die Rooms-Katolieke kerk begin het. En as ek dit baie kort moet saamvat, dan gaan ek sê, wat die groot hervorming gedoen het, is dit het die Bybel teruggebring in die kerke. Dit het die Bybel weer op die preekstoel gesit. Dit het gemaak dat die kerk besef, die Bybel is waar volgens ons lewe. Die Bybel is die woord van God. En God se woord is vir ons gesagvol. Nou die afgelope Woensdag aand se Bybelstudie het ons by een van daardie juwele uitgekom in die Bybel, en dit is in 2 Korintiërs hoofstuk 11, waar apostel Paulus vir ons gemeente gesê het, dat ons moet baie versigtig wees vir allerhande dwalings en ketterye, dat ons hulle moet raak sien vir wat hulle is, en dat ons hulle moet vermy, dat ons daarteen ons mond moet oopmaak, ons moet hulle onderskei en ons moet hulle aanspreek. En dit is presies wat die groot hervorming gedoen het in hierdie wêreld. Die groot hervorming het daartoe gelei dat mense opgestaan het en gesê dat die Rooms-Katolieke kerk is besig met 'n valse boodskap. Enige boodskap wat lui Christus plus my goeie dade of Christus plus my lidmaatskap van die Rooms-Katolieke kerk is nie die waarheid nie. En ons moet daarmee breek. En broer en suster, 'n mens is dankbaar op hierdie dag vir die groot hervorming. Die groot hervorming het ook gelowiges laat besef hoe belangrik dit is dat jy dit wat jy hier lees vir ander mense gaan vertel. Dat jy dit gaan bely. En daarom het ons belydenisskrifte gekry, waarvan die Heidelbergse Katekismus een van daardie belydenisskrifte is. Dat jy moet uitgaan met dit wat jy hier lees, en nou is dit vir jou opgesom in die belydenisskrifte, en jy gaan na ander mense toe en jy sê, maar dit wat ek in die Bybel lees, dit glo ek so, dat ek sal werklik ook lewe. En vanoggend kom die Heilige Gees na my en na jou toe, en hy praat met ons spesifiek oor dit waarna jy nog die hele tyd sit en luister. Woorde. Hy kom praat met ons oor woorde. Nou weet jy, woorde is geweldige, kragtige goed. Daar is woorde wat al so diep in jou lewe ingesny het, dat jy dit tot vandag toe onthou, en dat dit tot vandag toe 'n geweldige uitwerking op jou lewe het. Jy het net 10 duime. Jy is dom, en jy sal niks bereik nie, sê die onderwyser. Jy is arm, ek speel nie met jou nie. Jy is 'n mislukking. Julle hele familie is so. Jy is net soos jou pa, of jy is net soos jou ma. 'n Mens kan nie iemand soos jy lief hê nie. Jy sal nooit iets reg kry nie. En jy sal nooit iets bereik nie. Niemand kan jou ooit lief hê nie. Jy is aaklig. Ek en ander mense wil jou nie ken nie. Jy is vet. Jy is maar.
Jy is lelik. Ek hou nie van jou nie. Ek is seker ek het 'n paar raak geslaan. Ek is seker van u het al van hierdie woorde gehoor, woorde wat jy met jou saamgedra het, woorde wat jou breek, woorde wat wreed steeds tot diep in jou wese insny. Ons almal ken hulle. Ons ken die bose mense, en hopelik was dit nie 'n ouer nie, of mense wat in boosheid hierdie onkruidsaad in ons lewe gesaai het. Dit is die mag van woorde. En die Heilige Gees sê op verskillende plekke in die Bybel vir ons, onthou woorde het mag. Spreuke 18 vers 21, ek noem net 3. Dood en lewe is in die mag van die tong. Jeremia 9 vers 8 hou ek veral van. Hulle tong is 'n moordbuil. Dit spreek bedrog, 'n moordbuil. En dan 'n positiewe een, Spreuke 15 vers 4. Sagtheid van die tong is 'n lewensboom. Nou dink ek aan 'n oupa of 'n ouma mooi kon praat, al is dit 'n vermaaning, wat sag van tong was, en baie van die seer in 'n mens se lewe 'n salf oorgesit het. 'n Hele hoofstuk in die Bybel, in die boek Jakobus, gaan net oor die tong. En Jakobus se punt is, wat hy wil bereik met sy brief wat hy skryf, is, hy wil ons lei om volwasse gelowiges te word. Hy wil ons help om gelowiges te wees wat prakties ons geloofslewe kan uitleef, wat nie net met woorde praat oor geloof nie, maar wat kragtige daders is van die woord. Hy wil tong en hand by mekaar bring. Dit wat gesê word moet 'n realiteit word, dan weet jy is werklik besig om as 'n gelowige jou oortuigings uit te voer. Reeds in hoofstuk 1 vers 26 raak hy die saak van die tong aan met die woorde: as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdiens van hierdie man is te vergeefs. As jy 'n lasteraar is, 'n vloeker is, 'n skeller is, dan is jou godsdiens dalk te vergeefs. Dan moet jy weer luister na wat die krag van die tong is. En dis die tema van vanoggend se preek. Die mens se tong kan 'n kragtige instrument in die diens van die hel wees. Baie mense dink dat, en hulle maak die fout om te dink, dat die 9de gebod is nie na die einde van die 10 gebooie toe, so dis nie so belangrik nie. Dis nie so ernstig nie. Dis 'n lekker luisterpreek hierdie, sal hulle dink. Lekker gemaklike preek te luister. Ek gaan nie regtig moet skerp luister vanoggend nie. Maar ek het net nou vir u gewys, broer en suster, wat die krag van die tong is. En hoe seer die tong kan maak. Daar's baie maniere waarop jy dit kan doen. Dood eenvoudig deur oor iemand anders te praat of iemand anders te bespreek. Jou mening te gee of om iemand anders uit te lok of aan te por om te doen. Net omdat jy iets sappigs wil hoor wat jy later weer vir iemand anders te kan gaan vertel wat sal sê, "Haai, regtig." Want jy streef daarna. En dit is werklik erge sonde. As 'n mens wat met mense werk, broer en suster, kan ek getuig van die groot pyn wat baie mense het wat voor my kom sit. Die permanente en ek wil per se onherstelbare skade was dit nie vir die genade van God en die werking van die Heilige Gees nie. Mense wat woord tog kan ek vir u sê bygedra het, nie die enigste rede nie, maar bygedra tot hulle selfdood. En mense dink nog steeds, die gepraat is nog nie verby nie. Dinge gefluister het ander mense se rug, wat jy maar vir jouself kon gehou het. En ek praat nou met die kinders in die besonder. Ek praat met Heilbron kinders. Goed wat by ons eie skole gebeur.
die geskinder in die klas oor maats, die harde woorde wat mekaar toegesnou word, die telefone wat teen mekaar gebruik word as kragtige wapens op WhatsApp om slegte en lelike dinge van mekaar te sê. En dit is nie die arm vuil kinders wat dit doen nie, dis die sterretjies en die helde wat dit doen. En die dogtertjies veral. Die slimmes, die mooies, wat wreed is. Ander kinders by so 'n punt bring dat hulle voel, ek word geboelie. Jy kan dit sien in dit wat kinders op hulle telefone sit, op hulle stuitese. Waar kom hierdie goed vandaan? Kom dit uit die ouer huis uit? Sekerlik, miskien. Maar die Bybel sê vanuit die hel uit. Dit maak nie saak hoe daardie sterretjie of heldin of held lyk nie. Hierdie dinge is helse dinge. Dis nie hemelse dinge nie. En dis ongelukkig, broer en suster, wat gereeld gebeur. Nie nou en dan nie. Dis 'n gereelde probleem. Intimidasie. Boeliegedrag. Maar woorde word gebruik. Want as woorde gebruik word, dink mense, dit is nie so ernstig nie. Dit kan nie soveel skade doen nie. Maar dit is wreedheid. Jy kan wreed wees met onnodige waarheid. Hoor mooi wat ek sê. Jy kan wreed wees met onnodige waarheid. Daar is dinge wat dood eenvoudig nie betaamlik is om te sê nie, of te noem nie, of om oor te praat nie, of om oor uit te vra nie. Dis nie betaamlik nie. Kom ek gee en praat met u prakties hoe om dit te hanteer wanneer mense by jou inligting probeer kry. Mense wat wreed wil wees met die waarheid. Ons moet mekaar aanspreek, broer en suster. Ons moet vir mekaar sê, laat ons liewer nie hieroor praat nie. Laat ons liewer nie praatsiek wees nie. Laat ons liewer nie ons telefone op hierdie manier gebruik nie. Ek wil liewer nie deel wees van hierdie WhatsApp groep nie. Ek wil nie daaraan deelneem nie. En as iemand aanhou vra en aanhou agter jou aanloop, dan draai jy om en jy stap weg as jy probeer het om die gesprek in 'n ander rigting te stuur. Ons behoort mekaar se goeie naam te beskerm en vir mekaar op te kom. Ons behoort ander mense te kan sê, stop, hoor jy jouself, hoor jy dat jy besig is om oor ander mense te praat. Kom ons doen dit nie. Kom ons praat oor iets anders, kom ons kry 'n onderwerp waaroor ons kan praat. Laat ons nie spot nie, laat ons nie verkleineer nie. Laat ons nie vertrap met ons woorde nie. As jy die skriftuurlike plekke oor die tong na en oor woorde in die Bybel, broer en suster, is die oorgrote meerderheid van hulle ongelukkig baie negatief. Die Bybel gee vir ons 'n beeld van wat ons as mense doen met ons woorde, wat ons behoort te ruk. Wat vir ons behoort te sê, waarmee is ons besig? Hoekom bespreek ons ander mense? Beskinder en beskimp, is bemoeisiek en praatsiek. Hoekom doen ons dit? Het jy gehoor? As iemand begin met, het jy gehoor? Een van die belangrikste dinge wat jy jou kind moet leer is nie om te praat nie. Ag, dis so oud. Boetie praat. Hoor net hoe praat hy. Hy praat en hy praat en hy praat en hy praat die hele lewe lank. Maar niks sinvol nie. Een van die belangrikste dinge wat jy jou kind moet eerder leer is hoe om stil te bly. Om te weet wanneer om stil te bly, om jou mond te hou. En dit van kleins af te leer. As jy jou sê, verskoon my, maar ek is baie reguit. Of, verskoon my, ek is iemand wat my sê, dan weet ek met 99% sekerheid, hier kom 'n gemors. Hier kom iets wat ek nie wil hoor nie. Hier kom nou iets wat sonde gaan wees. Maar verskoon my, dit is wie ek is. Sondaar aan die brand vanuit die hel uit.
maar verskoon my, ek praat en ek mag praat. Maar wat die gevolg van my woord is, dit maak nie saak nie. Waar is die wag wat voor jou mond moet wees? Nee, ek het hom lankal vermoor. Hy is lankal dood. My pa of my ma het my nie geleer van 'n wag voor die mond nie. Dit is nie tot jou eer dat jy so vrygewig is met die waarheid en so maklik praat nie. Kom ek vertel jou iets van 'n waarheid. 'n Liefdelose waarheid is in God se oë geen waarheid nie, maar 'n waarheid wat hy onherroepelik straf. Jy kan met die waarheid groot skade doen. Gaan vra dit vir Doeg en die meer as 70 priesters wat hy deur Saul laat vermoor het met die waarheid. 'n onnodige waarheid. Hy kon dit vir homself gehou het. Jakobus gebruik 'n baie eenvoudige beeld. En ek wil hê jy moet mooi luister en mooi dink oor jou woorde. Hy gebruik in sy van hierdie mense die beeld van vuur. En dit kom eintlik uit die Ou Testament. Hulle het dit geken, hulle het onmiddellik verstaan wat Jakobus vir hulle skryf, want hulle het die Ou Testament gelees. Ons weet wie die lesers was. Was waarskynlik verstrooide Jode vir wie Jakobus geskryf het. Dink 'n bietjie aan Spreuke 10 vers 27, 'n deugniet grawe 'n kuil van onheil en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. 'n Deugniet is nie goed nie. Dis 'n leegleer, 'n niksdoener, 'n prater, 'n bemoeisieke, iemand wat praat terwyl hy moes gewerk het en by sy eie goed bepaal het. Maar op sy lippe is daar vlamme. Hy steek die hele wêreld aan die brand. In die latere Joodse literatuur buite die Bybel kry jy presies dieselfde beeld. Hoeveel weeg hierdie stukkie vleis in jou mond? Regtig een van die kleinste dele van jou liggaam, maar hy's absoluut dodelik. Hierdie vuur op jou lippe word uit die plek van swaal en vuur aan die brand gesteek, sê Jakobus. Direk uit die hel uit. Jy moet besop vir hom. Hy maak seer, hy het 'n verwoestende krag, hy verneder, hy veroordeel onverhoord. Hy kan 'n werktuig wees van die duiwel meer as die demone. Hy kan jou laat struikel, hy kan jouself daar laat beland. Nou moet jy besluit, gaan jy hierdie klein stukkie kragtige instrument in diens stel van die vader van die leuen, die een wat in die paradys begin het deur God tot 'n leenaar te maak en te sê, julle sal sekerlik nie sterf nie. En vandag, wat gebeur vandag oor die hele wêreld heen? Mense sterf. Jy sien, die duiwel veroorsaak nie self, blaas die vlamme nie eers aan nie, ons sal dit doen. Hy gee maar net die vonkie. Daar is genoeg gemors in baie mense se harte, dat as die vonkie net daar tussen die gemors val, dan ontvlam dit in elk geval. Jou hart moet skoon gemaak word. Dis hoekom die duiwel met sy vonkies vanuit die hel uit so maklik 'n groot hoop hout, sê Jakobus aan die brandsteek in vers 5. En die woord wat hy eintlik daar gebruik in die Grieks vir groot hoop hout is 'n bos, 'n hele woud. Partykeer begin jy die storie, maar hy hardloop so vinnig dat jy kan hom nie keer nie. Jy mag nie valse getuienis teen jou naaste spreek nie, sê die wet van die Here. Die letterlike bewoording is, jy mag nie as 'n vals getuie teen jou naaste optree nie. Jy mag 'n valse getuie wees nie. Gaan kyk 'n bietjie na jou hart, met ander woorde. Jy mag nie 'n valse getuie wees nie. En nou wil ek begin en belydenis wys ons daarop in vraag en antwoord 112, dat ons moet gaan kyk hoe het dit gewerk met getuies in Israel. Weet jy hoe dit gewerk? Daar
sake is in die stadspoort gehanteer deur die oudste manne van die stad. En niemand, die Here het bepaalde wette om die waarheid en mense te beskerm. En daardie wette het gesê, niemand mag veroordeel te word tensy daar minstens 2 getuies is. Minstens 2 getuies. 2 onafhanklike getuies, minstens 2. En dat as daar 'n doodsvonnis uitgespreek moet word oor iemand, dat daardie persone wat getuig het, eerste die stene moet optel en daardie een begin om hom dood te gooi. So jy kan sien daarvoor. Want dan moet jy baie seker wees van wat jy gesien het, wat jy gehoor het en wat jy getuig het. En dan nog 'n laaste ene. Die Here het ook gesê, as dit blyk dat daardie persone wat hierdie goed sê, gelieg het, 'n halwe waarheid vertel het, nie die storie reg gehad het nie, en die straf sou die doodsvonnis gewees het, dan vat hulle net daar en hulle gaan stel hulle reg. Jy kry die dood vir 'n halwe storie. Vir jy het nie al jou feite nie. Waarheid. Die dood potensieel kan jy kry. Die straf wat jy vir iemand anders te uitgedink het, word jou straf. Dis gewigtig. Ons katekisme sê ook, broer en suster, dat ons nie iemand se woorde mag verdraai nie eers 'n bietjie buig nie, 'n ander kleur gee of in 'n ander konteks plaas nie. En jy hoor baie dat mense sê, en ek hoor baie as mense by my sit met huweliksprobleme, dat hulle sê, ek het nie dit gesê nie. Dit is nie wat ek bedoel het nie. Dis 9de gebod. Ek het nie dit gesê nie. Ek het nie dit bedoel nie. Jy haal my verkeerd aan. Jy mag nie 'n kwaadspreker wees nie. 'n Kwaadspreker is iemand wat ander mense se blapse en foute en gebreke en sondes die hele tyd uitwys. Dis 'n baie slegte gewoonte. Jy moet eerder soek na dit wat goed is en daaroor praat in die lewe van ander mense ook. En jy moet baie versigtig wees om dit 'n skyn van waarheid te gee met 'n idee soos as mense dit ook vir my sê, dan weet ek. Here, wat doen? Hy of sy, want kom hy blind is. Johannes 9. En die Here sê vir hulle, nee, wag 'n bietjie, julle het dit verkeerd. Nie hy nie sy ouers nie, dis nie 'n saak van sonde nie. Hy is vir meer as 40 jaar blind, sodat God verheerlik kan word vandag. Hoe verkeerd kan jy dit hê? Maar julle dink julle weet, dat julle daaroor kan praat. Dis vir my opvallend, broer en suster, as ek die Bybel lees, dat al hierdie dinge met die Here Jesus gebeur het. Dat dit presies die dinge is wat mense met hom gedoen het. Dat hulle hom vals beskuldig het, dat hulle hom openlik gelaster en bespot het, dat hulle
allerhande onwaarhede oor hom kwyt geraak het, en dit klink in die Bybel so, en die valse getuies word nie gestraf nie. Op die ou einde van die dag word hy skuldig bevind en kry hy die doodstraf spesifiek vir watter gebod? Vir hierdie gebod, vir die 9de gebod. Matteus 26, die priesterhoofde, die hele Joodse raad het vals getuies teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die raad niks teen hom vind nie. Uiteindelik het daar 2 vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Toe staan die hoë priester op en sê vir hom, ekskuus, verweer jy jou glad nie. Wat van die getuies wat hierdie mense teen jou inbring? Jesus het niks gesê nie. Jesus het niks gesê nie. Die hoëpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê. 3de gebod. Nou is dit 'n ander saak, hy gaan moet praat. Hy sê, ek vra jou eed voor God af te lê. Is jy die Christus, die seun van God of nie? En Jesus antwoord hom en hy het geweet. En as die Here dit sê, praat hy tog die volle waarheid. Dit is soos u sê. En daarby sê die hoëpriester dan uiteindelik, en dan sê Jesus, ekskuus nog verder, van nou af sal julle die seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. En toe skeer die hoëpriester uit verontwaardiging sy klere en sê, hy het God gelaster. Hoe kan hy God laster met die waarheid? Waarvoor het ons nog getuies nodig? Daar het julle nou die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle antwoord, hy verdien die dood. En die hele tyd, ek sê weer eens, praat hy die waarheid. En hy het ook vir ons gewys hoe effektief kan stilte wees. Hy het eers daar die roete gevat van dit dood eenvoudig stil bly, totdat hy onder eed geplaas is om die waarheid te praat. Wie se harte was werklik swart en vol haat en vol valsheid? Nie die Here se, maar die Joodse raad, die kerk. Die kerk op daardie stadium. Hulle het agter die deur gestaan en hom beskuldig van wat hulle self gedoen het, waarmee hulle self besig was. Dis broer en suster, die Bybel is baie konkreet. Is daar miskien iemand wat kan opstaan en sê vanoggend hier, ek is nie skuldig nie, ek doen nie hierdie dinge nie. Iemand wat kan sê, ek is 'n volmaakte man, ek struikel nooit oor my woorde nie. Iemand wat kan sê, ek lewe nie maar ook van God se genade nie, en ek het ook hierdie week hierdie gebod oortree nie. Ek is dikwels ook 'n instrument in die hande van die duiwel en ek wil nie. Ek wil breek met hierdie gewoonte. Dit kan tog nie wees, broer en suster, dat ons uiteen met dieselfde tong God loof en terselfdertyd mense sleg maak, bespreek, vloek of verkleineer nie. Daar kan tog nie seën en vloek uit een mond uitkom. Bitter en brakwater en goeie water uit dieselfde fontein uit nie. Daar kan tog nie aan 'n vyeboom ook druiwe gepluk word nie. Dit is eintlik, ons verstaan dit. Laat ons daarom besef, broer en suster, hoe skuldig ons teenoor die Here staan, en dan ook teenoor ons naaste as dit kom by hierdie gebod. Laat ons bekeer van hierdie sonde sodat ons nie sterf nie. Dit is nie dat ons onder die leiding van die Satan wil staan nie. Ons wil tog onder die leiding van die Heilige Gees staan. Is dit nie? Amen. Kom ons sing saam. Psalm 34 vers 6 en 7 en ek sing weer vir ons voor. Kom kinders, hoor na my,
Die Heer se vrees wil ek jou leer, wie is wat lewensduur begeer, en daar wat hom verbly, laat tong en lippe vra, na waarheid en ontwyk die kwaad, soek wat God wil die regte daad, en jag die vrede na. God wend sy aangesig teen al wat sy bevel weerstaan. Hy laat al na met al vergaan, deur hoogste straf gerig, maar hy sien gunstig neer op die regverdige geslag. Hy neig sy oor tot al klag en red al altyd weer. Ek begin die tweede preek, broer en suster, is 'n korter preek. Begin ek weer met die groot hervorming. Ons het nou gehoor dat die mens se tong is 'n kragtige instrument. En hoe waar is dit nie? Sou daar nie vandag hierdie gemeente gewees het as dit nie was vir die hervormers wat hulle tonge ten goeie gebruik het nie. Nie in diens van die Satan nie, nie in diens van die hel nie, maar in diens van die hemel om God te verheerlik. Sou hierdie gemeente bestaan het as hulle nie uitgegaan het en die evangelie verkondig het nie, as hulle nie die dwalings uitgewys het nie? Broer en suster, hierdie gemeente bestaan juis omdat mense geleer het, omdat daar moedige gelowiges was wat hulle tonge ten goeie en reg gebruik het. En dit gee my moed op hierdie dag. Dit is waarna ek self ook streef in my persoonlike lewe. Nou vra ek myself af, nadat ek die eerste preek gehoor het en ek het saam met u na hom geluister, vra ek myself af, wat kan ek hierdie week met my woorde en met my tong doen om iemand anders se lewe te verander? Iemand miskien te beskerm, of iemand op te bou en nie af te breek nie? Die lewe te spreek in iemand se lewe en iemand se lewe te verander, sodat daardie gaan, te sê wat ek lank moes gesê het, nog nooit gesê het nie, omdat ek stilgebly het op verkeerde tye, berou uit te spreek teenoor iemand, of vergifnis moes gevra het, en ek het dit nog nie gedoen nie, maar hierdie week wil ek dit doen. Of miskien vergifnis vir iemand te gee, en ek het dit nog nooit vir daardie persoon gegee nie. So daar is baie praktiese voorbeelde van wat jy, nadat jy die eerste preek gehoor het, vir jouself kan sê, maar ek weet nou wat die Heilige Gees vir my sê. Ek het gehoor, ek het dit hier in my hart ontvang, ek weet waar dit in my lewe lê, dat ek my woorde en my tong op 'n ander manier, onder leiding van die Heilige Gees, in diens van die hemel waar die Here is, kan gebruik. Ja, hy's 'n gevaarlike instrument, hy's kragtig, maar ek kan hom ook as 'n kragtige instrument gebruik in ander mense se lewe om goed te doen. En waar, broer en suster, gaan jy dan met jou tong en met jou woorde goed doen hierdie week? Het jy al 'n idee? Weet jy wat 'n geleenthede is daar wat dalk lank al op jou pad is, maar jy gebruik dit nie? Die Here sê vir ons, die waarheid is belangrik. En ons het gehoor, ons moet versigtig wees vir 'n liefdelose waarheid, harde waarheid, 'n waarheid wat seer maak. Jy moet soveel tyd spandeer as jy die waarheid wil praat om vir iemand te sê, veral as jy weet, hierdie waarheid is 'n vermaanende waarheid, en ek is nie baie goed daarmee nie. Om vir iemand te sê, ek wil met jou praat, ek wil mooi met jou praat. Ek wil vir jou sê, hoekom jy nie op hierdie pad kan bly gaan nie. Ek wil vir jou vertel en verduidelik hoekom dit verkeerd is, hoekom dit 'n fout is. Kom ek sê wat die waarheid is.
En verstaan mooi, ek wil jou regtig nie seermaak. Ek kom van 'n plek af waar ek vol liefde en omgee is vir jou. Dis hoekom ek met jou praat. Dis die manier wat ons hierdie week ook en die tyd hierna met mekaar moet werk. Die mens se tong kan 'n kragtige instrument vir vryheid deur die waarheid wees. Jy gaan moeilikheid kry. Ek weet jy gaan moeilikheid kry. Ek kry baie moeilikheid omdat ek dapper probeer wees as 'n Christen. Wat? Wat sê jy nou? Maar jy soek moeilikheid. Nee, dis nie omdat ek vir moeilikheid soek nie. Ek wil jou help. Dis nie 'n moeilikheidmaker nie. Ek is nie 'n praatjiesmaker nie. Ek gaan nie agter jou rug nie. Almal praat hieroor. Almal sien dit. Almal weet dit. Maar ek is die een wat die moed het om met jou te kom praat. Moenie die een wat gestuur is veroordeel en doodskiet nie, as dit ware. Ek is maar net die boodskapper. Ons gaan nie in ons eie pogings en in ons eie krag dit regkry om hierdie belangrike werk te doen in diens van God en van God se koninkryk, die koninkryk van die waarheid nie. Ons moet dit doen onder leiding van die Heilige Gees en 'n mens moet altyd eers bid voordat jy in so 'n gesprek gaan. Maar ek weet ook ek moet ophou kwaad spreek. Ons almal, broer en suster, praat oor ander mense. Ons almal luister maar te graag en te gretig wanneer daar oor ander mense gepraat word. En daar is baie mense wat ek ook om verskoning moet gaan vra. Wat seer gekry het, omdat ek dalk geluister het. En ek moes nie geluister het nie, en ek weet dit nou, veral ook nadat ek die preek geskryf het. Dink net wat kan die uitwerking wees op jou huwelik. Dink net wat kan die uitwerking wees op jou gesin as jy liefdevol die waarheid praat, sonder om te probeer seermaak. Wanneer jy so die waarheid praat omdat jy probeer versoen. Ons moet die waarheid lief hê. Ek wonder of ons weet wat dit beteken om die waarheid lief te hê. Ek dink baie hieroor. Pontius Pilatus, jy weet wie Pontius Pilatus, nee. Pontius Pilatus het 2000 jaar gelede vir die Here gevra, wat is die waarheid? Uiteindelik dit filosofies gevra, wat is die waarheid? Want die filosofe kan hulle eindeloos besig hou met die waarheid. Dan skryf hulle 10 boeke so dik soos die, en as jy dit klaar deurgelees het, dan sê hy, weet hierdie man wat is die waarheid? En die antwoord is, nee, hy weet nie wat is die waarheid nie. En dit is wat Pilatus doen, hy dink is 'n filosofiese vraag. Maar die waarheid staan hier voor hom, in lewende lywe, en hy sien hom nie raak nie. Ons moet dit met mekaar uitklaar, broer en suster. Ons lewe in 'n tyd, en ek sê dit terwille van die ouers, niks is die waarheid nie. Daar is geen waarheid nie. Die hervorming het gesê, hierdie boek is die waarheid, want hierdie boek is die woord van God. En vandag word daar in kerke gesê, is hierdie boek die waarheid? En dan het 'n paar slim teoloë die volgende ding gedoen. Hulle het gesê, jy kan nie sê, die boek is die waarheid nie. Jy kan sê, die waarheid is in die boek. Maar die waarheid is ook in die Koran. En die waarheid is ook in die geskrifte van die Hindoes. So daar is 'n waarheid in hierdie boek, maar dit is nie die waarheid nie. Dit klink baie slim. Die waarheid is in die boek. So ek moet die waarheid gaan soek in hierdie boek. Hier eers is die waarheid. Daar's 'n baie groot verskil, is dit nie? Nou sê ek vir u, die teoloë in Afrikaanse kerke sê dit. Die waarheid is hier ernstig versluierd in hierdie boek. Hulle sê nie meer, so spreek die Here, Here nie. Dit is die waarheid nie. En dit is wat dit vir mense baie moeilik maak. So, ja, die ateïs het sy opinie, die moslim het sy mening, die hindoe het sy mening, jou vriende het elkeen hulle mening, en elkeen is geregtig op hulle mening, en niemand kan meer sê, ek is reg nie. Want daar is nie een waarheid nie. As jy gewonder hoekom is die wêreld so 'n verskriklike plek om in te leef deesdae?
dis die ding. Dis dit wat Pontius Pilatus daar gedoen het. Wat is die waarheid? God kom en hy sê, ek is die waarheid. Ek is die waarheid. Daar is nie 'n ander waarheid nie. My woord is die waarheid. Nie my ergens in my woord is die waarheid nie. Die woord van God, broer en suster, is dus 100% ongekwalifiseerd die waarheid. Is dit vir jou sonder enige voorbehoud steeds die geval? Dis nie 'n filosofiese vraag nie. Dit is nie filosofie 111 op Potchefstroom Universiteit hierdie nie. Jy moet baie vinnig 'n antwoord hierop kry. As jy belydenis van geloof gedoen het, as jy nie geweet het nie, het jy eintlik gesê, die Bybel is die waarheid, dit is die woord van God, aanvaar dit net so. Die waarheid is nie iets abstrakt nie, die waarheid is 'n persoon. Weet jy al wie is die waarheid? Wie is die persoon wat die waarheid is? Ag, dis nie moeilik nie, hy sê dit in Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die waarheid en die weg, ek is die weg, die waarheid en die lewe, ek moet eerder op my kop uit aanhaal. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dis Jesus Christus wat dit sê. Hy sê, ek het die waarheid lief, ek verteenwoordig alles wat die kern en die essensie is. As jy my het, as jy in my glo, het jy alles, as jy my nie het nie, as jy my verwerp op enige manier, as jy by my probeer byplus met jou eie lewe, met jou eie goedheid, dan het jy my ook nie. Ek en net ek, Jesus Christus, is die waarheid. Ek is die weg na die Vader en die Heilige Gees toe. Ek is ook die weg van die Heilige Gees na jou toe. En dit is hoe ons verlos word. Jy bly in hierdie waarheid, in Jesus Christus. Jy moet naby hom lewe. Jy moet saam met hom lewe. Jy moet saam met hom sterf, jy moet saam met hom opstaan elke dag van jou lewe as jy jou sonde hanteer. En jy moet saam met hom, as het ware hoe jy sien, hy lewe langs jou nuwe lewe. Jesus Christus moet jou hele lewe word. Nie net 'n gedagte nie, nie net die een of ander teologiese konsep nie, of die belydenisskrifte nie. Dit moet vir jou 'n realiteit wees. Dan, broer en suster, is die waarheid vir jou 'n persoon. Want hy het ons gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Dit is ek. Dis wat hy bedoel. So hieraan moet jy tyd spandeer. Hoe gebeur dit, broer en suster, dat Jesus Christus vir my hierdie waarheid word? En ek hou dit baie eenvoudig. Woord plus gees. Hoeveel keer hoor u dit in preke? Woord plus gees. Met ander woorde, jy lees jou Bybel, die Heilige Gees lei jou dat jy weet wie Jesus Christus is, dat jy weet wat jy moet sê, wat jy nie moet sê nie, wanneer jy moet stil bly, wat jy moet doen, en jy pas dit toe in jou lewe. Woord en gees. Dit is hoe 'n mens lewe in hierdie waarheid. Die Here staan by die Jode wat gelowig geword het in Johannes 8, en hy sê vir hulle, wil julle vry wees? En dan sê nee, ons is vry. Ons is vry. Ons is die kinders van Abraham. Ons was nog nooit iemand se slawe nie. Ons is kerkmense. Ons is verbondsmense. Ons is Bybelmense. Ons is vry. Hy sê vir hulle, julle is nie vry nie. Julle is slawe van die sonde. Julle is slawe van die sonde. Julle is nog nie egte kinders nie, julle is slawe in die huis. Julle moet kinders word. En hoe jy dit word, deur die woord en die gees. Voorwaar vir jou, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is. En elkeen wat deur die Seun, deur Christus vrygemaak is, broer en suster, is nie meer 'n diensknegt van die sonde nie.
maar wil met die sonde breek. En u het in die eerste preek gehoor hoe omvangryk dit werklik is. Nou vra ek vir u, bereid is jy om die gemors in jou hart te begin skoonmaak, want die duiwel is besig om daar rond te loop en vonkies rond te gooi. Weet jy, kry mos daai stokkies met jou mes en dan kan jy vuur maak met hulle, ek weet of jy al gesien het nie. Nou die duiwel is daar besig, hy kyk of hy nie ernstig iets wil aan die brand slaan nie. Die enigste manier is as die woord van God gehoor word, kom die Heilige Gees en hy begin skoonmaak. Hy tel op en hy dra uit en hy gooi weg. Hoe gereed is jy om te stop met luister, dink, praat, nie stil bly nie, kwaad praat, oordra van inligting, werkerskinder, gou iemand bel, iemand nie stop wat besig is om met jou te praat oor iemand anders nie. Hoe gereed is jy om jou lewe te verander? Hoe gereed is jy om vriende te verloor? Want as jy en ou Sannie nie meer kan saam skinder nie, dan sê hy nou naderhand jou ook nie meer bel nie. Is jy gereed daarvoor? Gereed daarvoor om alleen te sit en tee te drink by die werk? As ek nie iets goeds kan sê nie, dan sê ek liewers niks en ek bly eerder stil. Is dit nie die reël wat die Here vir ons gegee het nie? Ek wil nie meer mense se woorde verdraai nie, ek hou nie van agteraf grappies nie, veral nie van my medegelowiges nie, ek spreek dit aan, ek stop mense. As jy reg dat die Heilige Gees jou werklik sal lei, aanvaar jy sy leiding, maak jy daarmee vrede. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, neem hierdie tong, neem hierdie liggaam, beset hierdie liggaam deur u Heilige Gees, neem hierdie tong en maak dit 'n werktuig van die hemel en nie van die hel nie. Verdryf die duiwel wat vonke rondgooi, maak ons harte skoon sodat daar niks is wat kan ontvlam nie. Gee dat ons eerbaar optree teenoor mekaar toe gaan met mekaar, dat ons mekaar sal beskerm met ons woorde en met ons dade, dat tong en hand by mekaar uitkom, dat ons werklik 'n gemeente word wat bekeerd is en bekeerd lewe. Ons het u woord gehoor en ons is baie dankbaar daarvoor. Dankie vir die groot hervorming, dankie vir mense wat die evangelie verkondig, dankie vir mense wat dit geleef het, wat hulle gesê het met hulle tonge. Mag ons ook mense soos die wees, wat in hierdie wêreld 'n verskil maak in die lewe van ander mense en hulle lewens positief aanraak. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Dankie Frans. Dankie Frans. Ons sing saam, broer en suster, Psalm 145, vers 1, 2 en vers 12. Psalm 145, 1, 2 en 12. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid. Ek sing vir ons voor. U naam, o Heer, so hoog in heerlikheid.
wil ek verhef vir ewig en altyd. Die koningsheer wat alle kroon oorstraal, wil ek verhoog in onvermoeide taal. Die Heer is groot, daar is geen sanggeluid, wat ooit sy lof in volle waarde uit. Dit is 'n see waar niemand in kan meet, dit is 'n vloed waar ons geen grond van weet. Maar nou my siel, waar eindig ooit God seer, nog sal ek uitroep, lof, lof aan die Heer. Laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef so hoog in heerlikheid. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef, aan jou sy vrede gee. Amen.